Goeiemôre almal. Het is lekker om vanoggend weer saam met julle in die erediens te wees. Net so 'n paar afkondigings voor ons begin. Ons verjaarsdag vir hierdie week. Die 15de, dit is vandag verjaar Frans van Dijk. Dis nou klein Frans van Jan Indiani. Ook vandag Elise Steenkamp. Die 19de Morkel Engelbrecht en die 21ste Piet van Dijk. Dis nou Piet Prok. Ons is baie dankbaar saam met hierdie lidmate vir nog 'n lewensjaar. En mag die Here julle in hierdie jaar ook seën en al hoe nader aan hom laat groei. Net so 'n paar ander afkondigings ook. Ons het nie Bybelstudies hierdie week nie, want dit is nou weer 'n week vol vergaderings. Dis kerkraadsvergadering donderdag, klassesvergadering dinsdag in Belfast waarna ek en Oom Willie toe gaan. Komende Sondag het ons nagmaal en na nagmaal het ons ook ons gemeente kuier. Julle kan maar net julle self en julle eetgerei daarvoor saambring. En ietsie te drinke ook. En ek herinner julle dat daar nog baie wildsbors te koop is vir teen R70 per kilogram. En dan so 'n paar meelewing afkondigings ook. Hannes Pieters het COVID gekry, maar hy toon geen simptome nie. En die kinders wat by hom in die huis bly, is daar nog nie een van hulle wat positief getoets het nie. So ons is dankbaar daarvoor. En die MC Botha se lensoorplanting het goed gegaan en sy gaan nou môre dat hulle die ander oog ook doen. En dan Jacques Keen, ons teologiese student wat ons al 'n paar keer hier by ons gesien het, was hierdie week in Potchefstroom om te hoor hoe met sy jaar se studies en so gegaan het. So is dankbaar dat dit goed gegaan het en dat hy ook pre-konsent gekry het. Dit beteken dat as hy nou iewers preek, hy sy eie preke al kan preek. So ons is dankbaar saam met hom ook daarvoor. En ons kollektes vandag, die eerste sakkie is vir barmhartigheid en die tweede een vir sustentasie. Ons gaan in vandag se erediens na Psalm 73 luister uit die woord uit en ons gaan dit saam sing ook. Dit is nie so 'n bekende psalm vir ons nie, so ons gaan hom gou voor die tyd net so keer op wat oefen. En as ons nou voor die tyd sien, ons gaan nog 'n bietjie meer aan hom oefen, sal ons iets anders in die erediens sing. So vir nou voor die tyd, Psalm 73, Magda sal ons so keer vir ons weerspeel en dan probeer ons ook vers 1 sing. Psalm 73, vers 1.
gesing het. Daar was net so een spoedhobbel daarna by die einde. So ons kan as dit reg is met julle gaan ons om die erediens dan ook gebruik. Ons begin ons erediens vandag deur ons afhanklikheid van die Here te verklaar met die woorde van Psalm 121. Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Ontvang ook nou die seën van die Here. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam tot eer van die Here Psalm 18. Psalm 18 gaan ons vers 1 en vers 11 sing. Psalm 18 vers 1 en vers 11 en vers 1 sing ons: Ek het U hartlik lief, o Heer, U is my sterkte en teeweer. Die Heer is my rots, my vestingsterk, my redder wat my heil bewerk. Psalm 18 vers 1 en 11 en daarna bely ons saam ons geloof. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou saam luister na die Here se wet en daarna as ons antwoord daarop gaan ons Psalm 119 saam sing. Psalm 119 vers 6 en vers 7. Psalm 119 vers 6 en vers 7. In vers 6 sing ons: In U wet smaak ek 'n vreugde groter as waar hy van weet, wat sy goed en aardse skatte in hulle waarde nie kan meet. Daarmee bly ek altyd besig, daar my soetste oorpeinsing is, mag maar niks die bron van vreugde
ooit uit my gedagtes wis. Psalm 119, vers 6 en vers 7 is ons antwoord op die Here se wet. Ons luister vandag saam na die Here se wet uit Skrifpruiming 26 uit, Skrifpruiming 9:1 in die Groenboeke, is 'n beruiming van Exodus 20. My siel herdink met sidderbewe hoe God met majesteit bekleed deur wolke en donkerheid omswewe, sy wet op hore het gegee. Ek is die Heer, jou God en koning wat uit Egipte jou bevry, jou uitlei uit jou slaafse woning, dien dan geen gode buite my. Ek ywer teen my haters, maak dan geen beeld om die te aanbid. Ek straf hulle streng die wetverlaters, tot in die 3de en 4de lid. Maar ek bewys barmhartighede en bly aan duisende getrou, wat tot my kom met hulle gebede en wat my wette onderhou. Misbruik die naam van God die Heer nie, en bly altyd jou eed getrou, want hulle wat sy naam nie eer nie, sal God geensins onskuldig hou. Gedenk die Sabbat, en 6 dae het God die wêreld toeberei, maar hy het na sy welbehaag die rusdag aan sy diens gewy. Gee eer aan vader en moeder, want God regeer ons deur hulle hand, dan sal die Heer, die troue hoeder, ons seën in ons vaderland. Jy mag nie doodslaan, jou nie wreek nie, maar liefde moet jou steensel wees. Jy mag die heilige eg nie breek nie, maar kuis van hart die Here vrees. Laat nooit jou voet die weg betree nie van hom wat roof nog diefstal vrees. Jy mag geen vals getuienis gee nie, maar laat jou woorde waarheid wees. Daar mag nooit in ons hart meer kom nie die minste lus teen Gods gebod, maar wie se mond sal nie verstom nie as U beveel, o heilige God. En ons belydenis ook as ons na die Here se wet geluister het, ons het o Heer U wet weerstrewe. Genade is alwaar ons op bly. Gee ons in Christus nuwe lewe om dit te doen uit dankbaarheid. Ons almagtige Vader in die hemel, aan U kom al die eer en lof en heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Want U is die almagtige God wat geskep het deur net te praat. U is die almagtige God wat nog steeds die skepping onderhou en besig is om alles
na u einddoel te stuur. Want u is die heilige God, waarin daar nie 'n stukkie sleg of kwaad of sonde is nie. Dis met dankbaarheid wat ons kan weet dat deur ons Here Jesus Christus ons die ewige kinders is. Want dis hy wat die straf op ons sonde op hom geneem het. Dis hy wat die wet kom vervul het, sodat ons nou kan weet, ons sonde is vergewe, en ons is ewig die kinders, wat nou deur die Gees gelei word, om tot die eer te leef. En daarom bid ons dat U saam met elkeen van ons sal wees, en ons sal lei om met groot vreugde U te dien, deur te lewe, soos U vir ons in U woord sê. Lei ons om in groot afhanklikheid van U te lewe en te weet, dis net by U wat ons troos en vreugde en betekenis het. Dat dit nie help om vas te klou aan dinge in hierdie wêreld. Dat dit nie help om ons lewens te probeer bou op besittings of op geld nie. Want alles wat ons is en het, behoort aan U. En gee U vir ons om U mee te dien, ons naaste lief te hê. Daarom vra ons dat U ons as gemeente ook sal lei om met groot verantwoordelikheid die roeping wat U ons gee uit te leef. Lei ons om U woord suiwer en eenvoudig en duidelik te verkondig. Nie net in ons eredienste en met Bybelstudies en besoeke nie, maar ook aan mense wat U nie ken nie. Ons weet dit is deur die verkondiging van U woord wat U Gees werk, wat U lewe aan mense gee. En as ons so na die wêreld om ons kyk, besef ons benodig mense hierdie troos hê. Gebruik ons daarom, gee ons die vrymoedigheid, die woord te verkondig om Jesus Christus aan mense bekend te maak en om U liefde aan almal om ons te wys. Lei ons elkeen ook om te besef dat oral waar ons gaan en alles waarmee ons besig is, met ons werke, by die skool met eksamen, dat U ons daar gebruik. Dat ons dit wat ons doen nie vir onsself of vir ander doen nie, maar vir U. Dan gee dat ons sal sien hoe U werk. Ons die hand in ons lewens sal sien en die troos sal ervaar, sodat ons kan volhard totdat ons Here Jesus weer kom. Ons dankie dat U vir ons sorg. Ons dankie dat ons weet dat dit U is wat vir ons kos gee om te eet. En daarom bid ons dat U ons sal lei om in afhanklikheid van U te leef. Ons bid dat U sal reën gee op die tyd wat ons en ons boere nodig het. Ons bid veral dat U saam met ons boere oor die hele land sal wees. Julle sal veilig hou, julle sal lei om net op U te vertrou, dat U ook met dankbaarheid sal kan sien U hulle gebruik vir ander mense ook te sorg. Wees asseblief saam met elkeen van ons in 'n mekaar wêreld, met baie vrae en probleme en frustrasies. Dis net op U daarin sal vertrou. Daarom bid ons dat U vandag se woordverkondiging ook sal gebruik om ons opnuut te laat fokus op ons Here Jesus Christus. Ons los te maak van ons vertroue op aardse dinge. En om ons te lei om minder na ander mense en na onsself te kyk en ons oë op U te rig. Dit bid ons in U naam alleen. Amen. Voordat ons na die Here se woord gaan luister, gaan ons Psalm 73 saam sing. Psalm 73 gaan ons vers 1 en vers 10 saam sing. Ek dink Magda sê net ons weer 'n keer deurspeel voordat ons sing asseblief.
73. Ons luister vandag saam uit die nuwe vertaling uit, die 83 vertaling, Psalm 73, 'n psalm van Asaf. Psalm van Asaf: God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen, toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond, hulle het nie sorges soos ander mense nie, hulle het nie teëspoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halssnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle enigiets aan, smalend stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. Tog hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het dis niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teenslag gebring en elke nuwe môre straf. Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan U behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan. En was dit vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop, U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks, gaan hulle te gronde, tref 'n verskriklike einde hulle. Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U ingryp. Toe ek verbitter was en verontreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier het ek my teenoor U gedra. Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand. U lei my met U raad en aan die einde sal U my in ere by U opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan Hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van U af is, gaan verlore. U vernietig die wat ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al U werke bly vertel. Gaan vir ons vers 16 en vers 17 weer saam lees. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. Waarom lyk dit asof dit so goed gaan met mense wat niks met God te doen wil hê? Waarom lyk dit of goddeloses nie 'n sorg in hierdie wêreld of lewe het nie? Maar God se kind, hy kry sorg. Waarom is daar mense wat doen wat hulle wil en op ander trap, wat alles het wat hulle harte begeer? Waarom gaan dit so goed met mense wat niks met God te doen wil hê? En waarom gaan dit so baie keer so sleg met God se kinders? Hierdie is vrae wat baie van ons al gevra het. Maar ons is nie die eerstes wat dit vra nie. Ons is nie die eerstes wat na ons lewens kyk en vra, maar waarom sukkel ek so met hierdie ding? Maar daar's mense wat alles net kry en glad nie omgee oor die Here. Dit is nie die eerstes nie. God se kinders vra dit deur die eeue. Asaf het dit ook gevra hier in Psalm 73. Hy weet dat God goed is. Hy weet dat God vir hom sorg en tog het hy begin om te twyfel. Hy
kon nie sin maak daarvan. Hy het na die goddeloses gekyk en hy het dit self probeer verklaar en hy kon nie 'n antwoord kry nie. Eers toe hy in God se heiligdom ingegaan het, hy troos gekry. Hy het die belofte gekry dat ware seën en ware voorspoed beteken om nou en vir altyd by God te wees. Nou Asaf was die hoof van die tempelsangers en een van die psalmdigters in die tyd van Dawid gewees. Daar was 'n paar psalms wat deur Asaf geskryf is wat ons in die psalmboek het. Hy was iemand wat God geken het. Hy was iemand wat in God geglo het en wat naby aan God gelewe het en daarom sê hy in vers 1, God is vir Israel goed, vir die wat rein van hart is. Hy ken God. Hy weet dat God goed is vir sy kinders. Dat God sorg vir die mense wat op hom vertrou. Daarom kwalifiseer hy Israel met die wat rein van hart is. Om dit duidelik te maak dat godsdiens oor 'n ware verhouding met God gaan. Jy kan nie sê God moet vir my sorg want ek is 'n gebore Israeliet, maar ek het nie 'n verhouding met hom. Jy kan nie vandag sê God moet vir my sorg want ek is 'n Afrikaner en die Afrikaner is mos eintlik God se volk. Jy kan nie sê God moet vir my sorg want my naam is op 'n gemeente se boeke en ek sal miskien so nou en dan in die erediens wees, maar eintlik lewe ek weg van die Here af. God sorg vir sy kinders. Hy sorg vir die mense wat in 'n verhouding met hom lewe. Asaf het dit geweet. Het in 'n verhouding met die Here gelewe en tog het hy begin twyfel. Hy het amper gestruikel en geval. So die twyfel wat ons in hierdie psalm kry, is nie die twyfel van iemand wat niks met God te doen wil hê nie. Dis nie die twyfel van iemand wat God probeer beskuldig van 'n klomp dinge nie, dis die twyfel van God se kind. Dis die twyfel van iemand wat God ken en nie verstaan maar waarom gaan dinge in die wêreld soos dit gaan nie. Ware gelowiges twyfel ook soms. Wat is dit wat Asaf laat twyfel het? Wat is dit wat gemaak het dat hy amper struikel? Ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen toe ek hulle voorspoed sien. Hy het gesien hoe goed dit met die goddeloses gaan. En hy was jaloers daaroor. Maak net nie sin. Hoe goed dit gaan met mense wat doen wat hulle wil. Dit lyk of hulle geen kwellings het nie. Hulle is sterk en gesond. Dit lyk of hulle nooit moeilike tye deurgaan. En omdat hulle voorspoedig is, dink hulle kan doen wat hulle wil. Dink hulle is beter as ander mense. Dink hulle kan maar op ander trap en alles met geweld regkry. Dink hulle is bo die reg. Niemand kan aan hulle raak. Hulle gee hulle dan aan hulle voorspoed oor. As ons vers 7 letterlik sou vertaal, staan daar hulle oë peel uit van die vet. Hulle gee hulle oor aan hulle weelde en hulle voorspoed en alles wat hulle het. Hulle het alles. Hulle kan doen wat hulle wil. Hulle lewe asof hulle gode is, magtig en sterk, beter as almal anders. Ek het die sê oor ander mense se lewens. Hulle beledig ander mense, sleep hulle name deur die modder net omdat hulle kan. Dan kry ons die hartseer woorde van vers 10. Tog hang die volk hulle aan en drink hulle woorde in. Die mense het aanhangers. Mense wat hulle woorde soos water opsluk. Kyk, hulle is dan suksesvol en hulle is ryk en magtig dalk, net dalk as ek doen wat hulle doen en luister na wat hulle sê, kan ek soos hulle word, redeneer mense. Terwyl hulle so redeneer, sien mense nie dat daardie mense hulle uitbuit, hulle vertrou nie. Van hulle glo nie in God nie, van hulle dink dalk hy bestaan, maar hulle hou nie rekening met hom nie. Hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? En hulle hou net aan om rykdom op te hoop. Gebruik enige geleentheid om ander mense uit te buit, net meer geld te maak. Hierdie tipe mense het ons nie net in Asaf se tyd gekry.
Ons kry hulle vandag steeds. Ons weet, die mense wat dink, niemand kan met my raak, en ek kan doen wat ek wil, ek is bo God, ek is bo enige wet, ek gaan vir my net by mekaar maak wat ek wil hê. Mense wat veronderstel is om ander mense te dien, wat net vir hulle self meer en meer by mekaar. Mense wat veronderstel is om deur ander mense verwerp te word, maar wat deur hulle aangaan word. Asaf het na hierdie mense gekyk, en hy was jaloers. Hy het gewonder, waarom kan ek as God se kind nie hê wat hulle het nie? Ons kan ook na goddeloses kyk en wonder, waarom het hulle soveel en ons? Omdat ons dink, ons verdien beter. Ons maak baie maklik die fout wat Asaf gemaak het. Ons vergelyk onsself met ander mense. Ons fokus te veel op ander mense. Nie net het Asaf gewonder waarom dit so goed gaan met die goddeloses nie. Hy het ook begin wonder of dit dan enigstens die moeite werd is om te lewe soos God sê. Dat ek die kwaad vermy het en met die eed my onskuld verklaar het, dis niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teenslae gebring en elke nuwe môre skrap. Ek lewe dan reg, ek doen dan wat God vir my sê, hoekom gaan dit nie goed met my? Is dit dan die moeite werd om so te lewe? Hy het diep nagedink om 'n antwoord te kry, maar dit was vir hom moeilik. Wanneer ons soveel op onsself fokus, wanneer ons dink dat ons self 'n antwoord moet kry, gaan dit vir ons ook moeilik wees. Want dan gaan ons snaakse goed begin dink, dan gaan ons begin dink, die Here straf ons met moeilike goed wat hy in ons lewens toelaat. Of ons gaan dink, dis nou maar net karma, so asof daar so iets is wat bestaan. Ons gaan dink, ons moet net harder glo en meer doen, en meer vir die Here gee, dan gaan hy vir ons meer gee, en ons meer seën. Om een of ander rede glo ons maklik die been van die duiwel, dat die lewe van 'n gelowige, 'n voorspoedige lewe van geluk is. Daarom is daar soveel mense wat vandag die dwaalleraars aanhang wat sê, gelowiges sal suksesvol en ryk en gesond wees. En as jy nie is nie, beteken dit jy glo nie hard genoeg nie. As jy nie is nie, beteken dit jy gee net nie genoeg vir die Here. Asaf het getwyfel, maar hy het nie daar gebly nie. Hy het na die goddeloses gekyk, maar hy het nie daar gestop nie. Hy het na homself gekyk, maar hy het nie daar gestop nie. Hy het besef, as hy daar sou stop, sou hy God se kinders verloor. Sou hy die mense wat op God vertrou net nog verder verwar het. Hy het gestoei en hy het geworstel. Hy het glad nie 'n antwoord gekry, glad nie troos gekry nie, totdat hy in God se heiligdom ingegaan het. Daar voor die heiligdom het hy die altaar gesien waarop die volk geoffer het. Die altaar wat gewys het, alle mense verdien die ewige dood. Die altaar wat gewys het, daar moet betaal word vir ons sonde. Die altaar wat gewys het, God gaan die verlosser stuur om sy kinders se plek te betaal. Nie net het hy die altaar voor die heiligdom gesien, hy het God se woord in die heiligdom gehoor. Dit is nog in die heiligdom wat God hom aan sy volk in die Ou Testament bekend gemaak. En daar by God besef Asaf wat die verskriklike einde van die goddeloses is. Hulle gaan tot 'n val kom. Hulle gaan die ewige dood tegemoet. Natuurlik verwys dit na ons Here Jesus se wederkoms wanneer hy gaan kom om sy vyande te straf. Maar verwys nie net na die wederkoms. Hou 'n bietjie dop wat in die wêreld gebeur. Hoe 'n magtige goddelose sommer net skielik tot 'n val kom. Hoe dit wat hy of sy met ander gedoen het, skielik met hom of haar ook kan gebeur. Dit is nie toevallig nie. Dit is reeds die Here se oordeel. Ek nie, het gaan met hulle almal vandag gebeur nie.
dan sê God, die eindoordeel wag. Jesus Christus kom om sy vyande te straf. Hierdie mense wat lyk of hulle so voorspoedig is, hulle is nie waarlik voorspoedig. Asaf het getwyfel, omdat hy te veel na ander mense gekyk, homself heeltyd vergelyk. Hy het getwyfel, omdat hy ook te veel na homself gekyk het en gedink, maar ek moet self 'n antwoord kry, ek moet self iets doen. Hy het eers rus gekry by God in sy heiligdom. En ons moet dit ook onthou. Wanneer ons twyfel, wanneer ons wonder waarom gaan dinge soos dit gaan, waarom lyk dit asof God se kinders net swaar kry, waarom lyk dit asof goddeloses die oorhand kry, waarom lyk dit asof God nie in beheer is? Ons het nie vir onsself, ons kraai na God, ons weet is by hom, dat ons die antwoord kry. Sonder hom is daar nie antwoord. En wanneer ons worstel en twyfel, draai ons nie ons rug op God nie, dan moet ons juis 'n punt daarvan maak, om op hom te vertrou. Juis 'n punt daarvan maak om hom te aanbid. Want dis tog hy wat vir ons sê dat hy regeer, dat hy in beheer is, en dat hy alles volgens sy plan bestuur. Dis tog hy wat vir ons sê, hy laat moeilike beproewings in ons lewens toe, om ons te vorm, om ons heilig te maak, sodat ons eendag saam met hom kan lewe. Daarom mag ons nie ons rug omdraai met ons vra nie. Ons moet 'n punt daarvan maak om hom te aanbid. Ons moet 'n punt daarvan maak om in die erediens te wees. Dit is 'n regtig kommerwekkend dat ons in tye soos hierdie, tye van onsekerheid en nood en vrae en twyfel, so roekeloos is oor die erediens. Dat lidmate maar net self besluit wanneer is hulle lus om te kom en wanneer nie. Dis nie net roekeloos, dis uiters dwaas. Want nie net gee God ons die opdrag om in die erediens te wees nie, dis tog hier waar ons sy woord hoor en waar ons deur hom opgebou en versterk word, wat hy ons lei om ons twyfel en ons vrae in die regte lig te sien. Asaf het getwyfel totdat hy in die heiligdom ingegaan het. Daar het God hom herinner wat die einde van die goddelose is. Verskriklike einde. Maar dis nie al waaraan God hom herinner nie. Dis nie al waarmee God hom gekroos het nie. Dis ook nie al waarmee God ons kroos nie. Natuurlik word ons gekroos met die wete God gaan sy geregtigheid laat geskied. Hy gaan die mense wat so maak wat hulle wil op hierdie aarde tot verantwoording roep. Maar dis nie al waarmee hy troep ons kroos. Hy sê nie net vir ons, byt nou maar vas totdat ek weer kom nie, tot dan is jy op jou eie. Die troos wat die Here ons gee, is dat ons waarlik geseënd is. Geseënd omdat hy nou en vir altyd by ons is. Tog was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. Tog was ek nog altyd by u, al het ek getwyfel, al het ek byna geskrykel, al het ek te veel op ander mense en op myself gefokus, tog was ek nog altyd by u. Dis die troos wat God aan sy kinders gee. Ons is altyd by hom. Want hy het jou aan die hand gevat. Wanneer God jou aan die hand vat, is dit nie 'n bang vat of 'n vat vinnig en dan los weer. Wanneer God jou aan die hand vat, beteken hy vat jou, hy jou hand styf vas en hy los jou hand nooit nie. Dis hoe God jou aan die hand vat. En dit wys natuurlik, dis hy wat na jou toe kom. God vat jou aan die hand, dis nie jy wat na God toe gaan. Dit wys vir ons, God kom altyd in sy genade na sy kinders. Dis waarom hy ons Here Jesus Christus gestuur. Ons Here Jesus Christus na by die altaar vooruitgewys. Hy het tog gekom om ons te kom vat. Kan sê, jy is myne.
om ons skoon te was van ons sondes, om ons die versekering en die troos te gee, ons is God se. En as jy in hom glo, het jy hierdie heerlike troos. God hou jou hand vas. As jou liefdevolle hemelse Vader lei hy jou. Kindertjies sien vir baie dinge kans as hulle pappa se hand kan vashou. Gelowiges kan deur baie moeilike dinge gaan, dat God ons hand vashou. Daarom leer hy ons in die Psalm, hy lei ons met sy raad. Natuurlik sy raad wat hy ons openbaar. Hy leer ons in sy woord waarmee hy besig is. Hy leer ons in sy woord dat die moeilikheid en die sorge van hierdie lewe nie sonder rede is en dat hy dit gebruik. Hy leer ons dat hy regeer en dat hy sy vyande sal straf. Al lyk dit vir ons of die goddeloses die oorhand kry. Hy lei ons deur sy raad. En wanneer dinge vir ons onverklaarbaar lyk, berus ons hierby. God is in beheer. Hy beloof dat ons ewig by hom gaan wees. Aan die einde sal U my in ere by U opneem. Aan die einde is al hierdie dinge verby is. As God sy doel met alles bereik het, as ons Here Jesus Christus weer kom, sal U my in ere by U opneem. Ons gaan ewig by God wees. Maar hoor julle dat hy sê aan die einde. Hy sê nie, as jy my glo, gaan jy vandag net eer ontvang. Hy sê nie dat jy nou gewild in die wêreld gaan wees en gemaklik gaan lewe en dat dinge net maklik en lekker gaan wees. Hy sê ons gaan aan die einde by hom eer ontvang. Dis iets wat nog op ons wag. So moenie dink gelowiges gaan gewild wees in hierdie wêreld. Moenie dink as jy getrou aan God gaan lewe en die evangelie gaan verkondig ook, dat mense van jou gaan hou nie. Nie almal gaan nie. Maar die Heilige Gees lei ons om te besef dat ware voorspoed nie deur besittings of gevoelens bepaal word nie. Ware voorspoed, ware seën is om God te ken, om vandag en elke dag tot in ewigheid by hom te wees. Mag ons elkeen dit besef. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Al het jy niks op hierdie aarde, of al verloor jy wat jy, of al ervaar jy hoe jy ouer en swakker en sieker word, alles, as jy Jesus Christus glo, omdat jy aan God se kind is. Waar ons onsself voorberei om volgende week nagmaal te vier, vra jouself, waarop fokus ek? Fokus ek nie dalk te veel op die voorspoed van die goddeloses? Fokus ek nie dalk te veel op myself en dink ek moet alles self uitwerk, of kyk ek so my omstandighede vas en wonder waar is die Here? Vind ek my troos by die Here? Met nagmaal herinner die Here ons dat hy by ons is. Jesus Christus het God verlaat aan die kruis gehang, sodat God ons nooit meer sou verlaat. Dat hy nooit ons aan sal los. Met nagmaal versterk die Heilige Gees ons om in die geloof te volhard en om nie ons geluk en betekenis in besittings of voorspoed te soek nie, maar by die Here self. By die nagmaal lei die Here ons om uit te sien na sy wederkoms, wanneer ons in sy ewige heerlikheid gaan deel. Psalm 73 eindig dan met die woorde: Ek het die Here my God gekies as my toevlug, ek sal van al U werke bly vertel. Ek het die Here gekies, want hy het my gekies. Ek het die Here gekies, want hy het my aan my hand gevat en nou vertrou ek op hom en weet hy sorg vir my. Ek sal van al U werke bly vertel. Ons kan nie stil wees. Ons as gelowiges wat God se seën ervaar en weet hy is altyd by ons, kan nie anders as om van al sy werke te vertel.
Dis wat ons in die erediens doen wanneer ons saam sing. Dis wat ons doen wanneer ons met ander mense deel wat hy in ons lewens gedoen het. Dis wat ons doen wanneer ons mense van die grootste werk wat God gedoen het vertel. En ons sal vertel dat daar in Jesus Christus lewe en troos is. So ons moenie jaloers wees op mense wat God nie ken. Ons moet hulle van God vertel. Wanneer ons naby aan die Here lewe, kan ons nie anders as om te sê, kyk, wie is die Here. Psalm 73 leer die Here ons, wat gelowiges oorleef. Dat ons kan struikel, amper kan val as ons sien hoe goed dit met goddeloses gaan. Dis nie iets wat ons op ons eie kan verstaan nie, dis nie iets wat vir ons kan sin maak nie. Daarom behoort ons nie te veel op ander of te veel op onsself te fokus nie. Ons weet, ons troos is by die Here. Ons fokus op hom. Asaf het gestoei en geborstel totdat hy in die heiligdom ingegaan het. Ons weet, ons troos is by die Here. Ons weet wat se vreeslike einde wag op die goddeloses. En ons weet, al het jy min, al het jy niks in hierdie lewe nie, is jy die rykste mens ooit, as jy God ken. Want dan weet jy, hy het jou aan jou hand gevat, hy sal nooit jou hand los. So wanneer jy twyfel, draai na God. Moenie vaskyk in wat ander mense doen en wat ander mense het nie. Moenie vaskyk in jou eie omstandighede nie. Kyk na God. Hou vas in sy hand waarmee hy jou gevat het. Hou vas daarin dat jy ewig God se kind is en dat hy jou deur hierdie lewe lei. Ons kan vra, waarom gaan dit so goed met die goddeloses? En ons sê antwoord, dit was vir my bitter moeilik totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het. So moenie vra, waarom gaan dit so goed met die goddeloses? Vra, wat het ek gedoen om te verdien dat God my aan die hand gevat het? Die antwoord op daardie vraag is absoluut niks. Niks gedoen om dit te verdien. Dis alles God se genade. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons almagtige Vader in die hemel, ons bely voor U dat dit soms vir ons moeilik is, as ons sien hoe dinge in die wêreld gaan en hoe dinge in ons eie lewens ook gaan. En daarom vra ons dat U ons deur die Gees sal vertroos en versterk. Ons nie deur ons twyfel ingesluk word nie, maar dat ons rus en ons troos by U sal vind. U wat almagtig regeer. U wat in beheer is van ons lewens. U wat eendag gaan oordeel. U wat ons die troos gee dat ons ewig U kinders is, dat U altyd ons hand vashou. Slegs op grond van wat ons Here Jesus Christus gedoen het. Lei ons daarom om te vertel van al U werke, vas te hou aan U, te sien hoe U vir ons sorg. Dit bid ons in U naam alleen. Amen. Kom ons sing nou weer saam Psalm 34. Ons gaan Psalm 34 vers 1, vers 2 en vers 4 sing. In vers 1 sing ons, in weelde en ongeluk, altyd sal ek die Here prys. Of dit nou goed gaan, of dit nou sleg gaan, sal die Here prys, want ons weet hy is by ons. Psalm 34, vers 1, 2 en 4.
Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die Heilige Gees self is by en bly by elkeen van julle.